ander dinge, want hy weet, hy kan ons nie meer verlei met die goed waarmee hy die jong mense verlei nie. So, moenie dink hy los die ouer mense uit nie. Suster Sibby en Hilary, jy wat ook gevra het vanoggend, bid vir mekaar en bid vir ons mense. Ons bid vir Gavin ook. Mag jy 'n geseënde Sabbat hê. Kom ons sluit ons oë vir 'n kort gebed. Here, ons het gekom vanoggend omdat ons elkeen 'n behoefte aan U het. Ons het so nodig om vandag weer deur U aangeraak te word. En ons bring ons leë bekers vandag na U toe. En ons wil vra dat U dit weer sal volmaak. In Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou ons Sabbatskool open deur lekker saam te sing van lied 201. En ons sing al die verse van hierdie pragtige lied. Jesus. Ons gaan nou luister na die sendingverhaal. Mission Stories. First Adventist Kindergarten. Maria's maternity leave was almost over, and soon she would need to decide where to place her young son. In Bulgaria, maternity leave lasts 3 years, and there are many openings in public schools for children at that age. Even so, Maria didn't feel at peace. She thought it was too early to place her son in school. As an Adventist mother, she worried about the values and philosophy taught in many public schools. At the same time, returning to her job at a financial institution would provide important financial security for the family.
Unsure about what to do, Maria spoke with her husband, and his answer completely surprised her. "I think God is calling you to open the first Adventist kindergarten in Bulgaria," he said. Maria could hardly believe it. How could she open a private Christian kindergarten in a country filled with free public schools? When she mentioned the idea at church, some people doubted that a private kindergarten could succeed. Even so, Maria decided to trust God and move forward in faith. She began searching for a building in Sofia, the capital of Bulgaria. She looked in several neighborhoods far from her home, but every door seemed to close. Whenever Maria found a good place to rent, the owners refused after learning it would become a private kindergarten. Discouraged and running out of options, she decided to search in her own neighborhood, and on her very street, she found the perfect place. Not only did the owners agree to rent the building, but after hearing that the school would teach Christian values, they even lowered the price. They were happy to rent the property to an institution that would teach Adventist values. The Rainbow of Hope Kindergarten opened in September 2016 and now has 2 campuses in the country. A total of 30 children attend school, learning regular academic subjects as well as lessons about Jesus. Part of this quarter's offering will help the Rainbow of Hope Kindergarten move out of its rented building and into its own permanent facility. Let's be generous. Ons het ook verjaarsdae gehad, die week wat verby is. Suster Sibbie het verjaar. Sibbie nie Tibby. Ek raak altyd deur mekaar met die twee. Tibby het verjaar en dan het hierdie komende week verjaar Nikki en ook Risa verjaar in hierdie komende week. En ek wil graag vir hulle hierdie teksvers gee, Romeine 8 vers 38, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus is nie. Mag die Here hulle spesiaal seën in hierdie nuwe lewensjaar. Vader wat in die hemel sê, baie dankie dat weer eens hier kan wees. Baie dankie vir die opgawes wat U vir ons gegee het, sodat ons in die werk kan gee. In die naam. Ons gaan nou staan en ons gaan 362 sing, net die eerste en die laaste vers asseblief. Dankie. Ek wil vanoggend vir julle 'n verhaaltjie vertel en dalk het julle die verhaal al gehoor. Ons lees so baie interessante en oulike goedjies deesdae, maar hierdie verhaaltjie het my weer baie getref.
En dit het gegaan oor die brug wat niemand wou bou nie. Nou ek lees dit vir julle so. Daar was 'n dorp wat deur 'n diep rivier in 2 verdeel is. En vir baie jare was daar 'n sterk houtbrug wat die 2 kante verbind het. Kinders het elke oggend daaroor skool toe gestap, boere het hulle waantjies daaroor getrek, vriende en familie het heen en weer gekuier en mekaar besoek. Maar een winter het hierdie rivier oorstroom. En toe die water sak, was die brug weg. En van daardie dag af het die hele dorp verander. Die mense aan die een kant het minder met die mense aan die ander kant begin praat. Winkels het gesluit, families het mekaar vir maande lank nie meer gesien nie. En by elke dorpsvergadering het iemand gesê, ons moet 'n nuwe brug bou. En almal het saamgestem, maar niemand het begin nie. Ons het nie genoeg hout nie. Ons het nie genoeg mense nie. Ons het nie genoeg geld nie. Volgende maand sal dit dalk beter gaan. En jare het verbygegaan. Toe kom daar eendag 'n ou timmerman in die dorp aan en hy het net 'n klein waantjie, 'n paar stukkies hout, 'n hamer en 'n sak vol spykers. Hy stap toe na die rivier en hy slaan die eerste paal in. Die mense het begin lag. Een paal gaan nou niks verander nie. En hy het nie geantwoord nie. Die volgende dag stap hy weer na die rivier toe en hy slaan 2 pale in. 'n week later is daar 'n klein stukkie van 'n brug. Nog steeds het die mense net gelag. Teen hierdie spoed gaan die brug oor 20 jaar klaar wees. Die ou man het net aangehou werk. En een middag het 'n seentjie na skool by hom aangekom. Hoekom werk oom alleen, wou hy weet. Die timmerman het geglimlag, want die brug gaan hom nie self bou nie. Die seentjie sit sy skooltas neer en hy begin help. Hulle werk tot laat daardie middag. Die volgende dag bring hy sy maatjie saam, 'n vriend, en hulle werk weer tot laat. 'n Paar dae later bring 'n tannie vir hulle kos. 'n Boer bring balke, 'n smid maak 'n nuwe ysterhaake en 'n paar jong mense wat eers gelag het, hulle begin toe ook werk. En elke dag word hierdie brug bietjie langer. Nie omdat een man sterk was nie, maar omdat een man bereid was om eers te begin. Maande later was die brug klaar. Die hele dorp het bymekaar gekom toe daardie laaste plankie vasgespyker was. Die burgemeester stap toe na die ou timmerman toe en sê, ons wil vir oom baie dankie sê. Sonder oom sou ons hierdie brug nooit bestaan het nie. Maar die ou man het net sy kop geskit. Nee. Hy wys na die brug. Ek het net die eerste paal ingeslaan. En kyk al hierdie mense rondom my. Hierdie brug is gebou deur elkeen wat geweier het om langer te wag. En daar was 'n stilte. Toe stap die seentjie oor die brug. En sy ma, en sy pa, en sy oupa, en die boere, en die kinders, en toe almal. En vir die eerste keer in baie jare was hierdie dorp weer een. Daardie aand, toe die son agter die berge sak, vra die seentjie vir die timmerman, hoe het oom geweet dat ons uiteindelik almal sal help? Die ou man het geglimlag. Ek het dit nie geweet nie. Maar ek het geweet, as iemand nie die eerste stap neem nie, sal niemand die tweede stap neem nie. En van daardie dag af het die mense nie net oor die brug onthou nie, maar hulle het altyd gedink aan daardie eerste paal wat ingeslaan is. Want dit was die klein begin wat eintlik alles verander het. Ons wag baie keer dat iemand anders daardie eerste stap neem. Ek sal jou nie vergewe nie. Nie eerste nie, jy moet na my toe kom. Ek sal nie eerste jammer sê nie. En hoe belangrik is dit tog om die regte ding te doen? Daardie groot veranderinge kom gewoonlik by 'n klein begin.
iemand wat bereid is om eerste te begin. So ons moenie die krag van daardie klein begin onderskat nie. Eerste stap lyk dalk klein, maar dit kan wees dat dit baie mense se lewens verander. En toe ek hierdie verhaal lees, het dit my teruggevat en ek wil julle so 'n klein verhaaltjie vertel van myself. Dit het my teruggevat na baie jaar, dalk nie so baie jare nie, in 2008, dit voel eintlik soos nou die dag. Ek het in 'n kar in 'n parkeerarea gesit. Ons was op pad om die Sabbatmiddag iemand te gaan besoek wat baie siek was. Maar ons het in hierdie kar in die parkeerarea gesit en wag vir 'n persoon wat ons daar sou ontmoet en wat agter ons sou ry, omdat sy ook nie geweet het waar hierdie persoon bly nie. En terwyl ons daar, ek agter in die kar sit, die twee ander vrouens voor, het hulle so lekker gesit en gesels. En my gedagtes het net stil geword en ek het by die venster uitgekyk, onthou ek. En ek het teruggedink aan iets wat ek die vorige week gehoor het. En dit was dat daar mense om die diep bly. Nou die diep is 'n asgat, soos ons hom ken, of 'n vullishoop bly. Daar's mense wat om die vullishoop bly, wat daar bly omdat hulle elke dag hulle kos daarvan af kry. En dit het my hart so geraak. En die volgende woorde wat in my gedagtes opkom, is brood vir my broer. Brood vir my broer, dink ek. En die volgende oomblik dink ek aan jare gelede, dit was hierso gewees, dink ek in 1982 is daar 'n fliek gemaak met die woorde brood vir my broer. Ek weet nie wie van julle het ooit daai fliek gekyk nie. Ek self het hom nooit gekyk nie, maar ek het geweet van die, en dit my altyd fascineer die woorde brood vir my broer. Nou die fliek is gemaak deur Cor Norke en die persoon, die regisseur was Frans Marx, en ons weet, hy het mos altyd baie flieks gemaak. En dit was eintlik 'n TV-reeks. Maar dit het gehandel oor 'n familie. Oor al die stories wat in daardie familie gaan, al die opofferings wat hulle gehad het, al die armoede wat in daardie familie was, die stryd om te oorleef en wat dit gekos het om brood op iemand anders se tafel te sit. En ek onthou, dit is waaroor die storie gegaan het. En die reeks het ook gehandel oor die liefde tussen twee broers en die toets omtrent liefde. En in my geestesoog, terwyl ek daar in die voertuig sit, speel daar 'n prentjie voor my gedagtes af. En ek sien hoe ek begin om brood te versamel om vir my broers en susters in nood te gaan gee. En ek vra ander mense om vir my brood te bring. Dit is 'n hele prentjie in my gedagtes. En nie baie lank nie, die ander persoon het by ons aangesluit en ons is weg, maar hierdie gedagtes het by my bygebly. Die volgende Sabbat was dit my beurt om Sabbatskool uit te lei. En ek het voor in die gemeente gaan staan en ek het gevra, vir hulle gesê van hierdie visie wat die Here vir my gegee het. En ek het hulle aangemoedig om asseblief vir my elkeen in 'n huisgesin moet vir my 2 brode op 'n spesifieke Sabbat saambring kerk toe, want ons gaan hierdie 2 brode gebruik wat elkeen bring om mense te gaan help wat by hierdie asgat bly of hierdie vullishoop bly. En ek onthou op 17 Mei 2008 het ons daardie Sabbatoggend 80 brode gekry. En dit het so voor in die Sabbatskool gestaan hier by die tafel. En daardie Sabbatmiddag is ons as gemeente uit na hierdie mense toe wat hier langs hierdie vullishope bly. En ek weet nie Martie of jy dit kan onthou nie, ek dink sy was saam met ons. En iemand het 'n groot pot sop gemaak. En iemand het vrugte gevat vir die kinders. En ons het daardie Sabbatmiddag met hulle die liefde van Jesus gedeel. En ek onthou 'n ou klein seentjie wat by my voete kom sit het met 'n bekertjie sop. En hy het hierdie sop so gehou vas met hierdie handjies. En hy het
gedrink en gedrink en gedrink. En soos wat hy gaan met hierdie glasie, dit lyk naderhand, hy gaan omval want hy wil hierdie laaste bietjie uit hê. En hy het nog 'n koppie en nog 'n koppie sop gedrink. Dan onthou ek ook van 'n jong mamma wat daar was met 'n ou babietjie seker van so 3 of 4 maande. En sy wou daardie dag daardie babietjie aan ons verkoop vir R10. En sy was baie ernstig. So swaar kry het hierdie mense deur en deur geken. Hoekom vertel ek vir julle hierdie verhaal? Dit gaan lankal nie meer oor my nie. Hierdie brood van my broer het so uitgebrei, dat daar is ander mense wat ingekoop het in hierdie storie, in ander gemeentes dwars oor ons land, en hierdie projek het net gegroei, en brood van my broer het so groot geword, dat dit op die einde van die dag, dis nou geregistreer as 'n NPO, dit is 'n welsynsorganisasie, brood van my broer. En julle sal onthou in 20, ek dink Sari, 2020 of 2021, Ekskuus? 20, in 2020 het iemand met brood vir my broer uitgereik na hierdie dorpe in die Oos-Kaap met 3 ton kos, wat hulle gebring het. En hulle het die mense hier kom seën en ons het evangelisasie uitreikings gehou en Sibbe, julle sal onthou hoe het ons gewerk daai tyd. En hierdie nou onlangs het brood vir my broer 2000 komberse gebring na hierdie gebied. En dit is uitgedeel onder baie van ons mense in Stytlerwil, Rietbond, Vondeling, Miller, Langkloof, Uniondale, oralste. En dit is wat brood vir my broers doen het. Soos ek sê, dit gaan lankal nie meer oor my nie. Dit was 'n klein visie, maar ek weet, hier sit iemand in hierdie gemeente vandag, wat ook 'n visie het. Jy hou dit dalk vir jouself. Gaan dink bietjie daarna, mooi daaroor. Gaan dink, hoe kan die Here jou gebruik? Daai tyd het ons klein begin. Ons het natuurlik later baie uitgebrei na skole toe en plekke toe waar ons 2,5 kg meel uitgedeel het in suurdeeg waarmee die vrouens kan brode bak. Dit het nie net by daardie brode gebly nie, maar hoe kan die Here mens gebruik? 'n klein begin het groot geëindig. En is dit nie wonderlik as ons kan hande vat en saamwerk, soos daardie gemeenskapie wat die brug moes bou, as ons kan saamwerk en ons kan die Here se werk klaarmaak en die evangelie verkondig, sodat ons as verlostes kan huis toe gaan nie. Wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees nie, as ons almal saam daar kan wees. Ons sien so uit daarna, mag die Here ons gebruik en gaan dink oor jou visie, wat die Here het. Dalk kan die Here jou ook gebruik tot groot dinge. Ons gaan ons Sabbatskool nou afsluit, deur hartlik saam te sing, van lied 364. Kom ons sing ook die eerste en die laaste vers van hierdie lied. Sluit ons oë vir 'n kort gebed. Here, baie dankie
dat U elkeen van ons so lief het, en ek weet, Here, dat U elkeen van ons kan gebruik tot uitbreiding van U koninkryk hier op aarde. Here, help ons, en as daar een van ons is wat 'n visie het, wil U daardie visie in ons versterk, sodat ons U werk kan klaarmaak, sodat ons die geroep van hulle wat honger en dors is, hulle wat naak is, dat ons dit sal hoor en sal help waar ons kan. Dankie vir die wonderlike genade vir elkeen van ons. Seën ons nou, Here, ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Goeiemôre aan elkeen van hierdie ding is sensitief, né? Welkom by ons Sabbatskool. Kom ons buig ons hoofde voor ons saam begin. Ons dankie liewe Here dat ons die geleentheid het om ons Sabbatskool les te bespreek, bietjie saam te gesels. Vandag is 'n saamgesels les. En ons bid Here dat U ons leidsman sal wees. Nie net nou nie, maar vir altyd. Tot daardie dag wanneer Jesus kom, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ja, ek weet nou nie wat verlede week hier in die les bespreek was met betrekking tot geestelike gawes nie. Maar ons weet dat vandag se les sluit aan daarbey in 'n sekere sin, want vandag se les gaan oor wat? Oor liefde. En een van die geestelike gawes was, of binne die kompleks van geestelike gawes kom liefde ook in. So ons gaan 'n bietjie gesels. Miskien sommer nou vir iemand vra om net vir ons te lees 1 Timoteus 1 vers 14. Enige iemand wat hom het, 1 Timoteus 1 Timothy 1 verse 14, 1 Timoteus 1 vers 14. Enige iemand hom het, kan hy maar lees. 1 Timoteus 1 vers 14. Die genade van ons Here was baie voorspoedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Lees hom weer. En die genade? Ja. Was baie oorvloedig Ja, met geloof en liefde met geloof en liefde. wat in Jesus Christus is. And the grace of our Lord overflowed me with faith and love that are in Christ Jesus. Wat in Christus Jesus is. So, nou is my vraag. Ek het twee vrae. Die eerste een, miskien kom ons gesels net 'n bietjie daaroor. Kom ons praat 'n bietjie oor die spanningslyn tussen wat sê Afrikaans? Ons verwys na onsself, ons sê ons moet peculiar wees. Uitgesonderd, apart, anders, snaaks. Ja, weird. Die spanningslyn tussen sout van die aarde wees en anders wees, of weird wees, of uitverkore wees. En kom ons praat net bietjie vir so 'n paar minuutjies hieroor.
Want ek dink dis iets wat ons ergens moet probeer raakvat. Voordat ons selfs kom by liefde. Met ander woorde, Rian, kan jy nie bietjie betrokke raak by jou gemeenskap om jou? Wil jy nie bietjie aansluit daar by die skietklub? Of by die en ek wou nou net sê in die ou dae hierso, toe ons hier kom 4,5 jaar terug, toe was daar nog 'n rolbalklub of 'n rolbalbaan wat heel mooi gelyk het en alles. Wil jy nie bietjie aansluit daarby nie? En jou antwoord vir my is, weet jy wat? Ek meng my nie met die semels nie, want dan vreet die varke my op. Maar my sussie, jy kan nie jouself contaminate met wêreldse dinge nie. As jy dan nie geroep om uit die wêreld te kom, sit nie. Nou, ek het probeer sê dat ons moet baie versigtig wees vir die simpele rede is dat ons moet, dit is so subtiel dat ons moet sê ons hou ons teenkant sodat die wêreld nie hou dit wat in die wêreld gebeur om die mense weg te bring. Hou vas op jou gereg. En om jou heeltemal te ontneem van wat in die wêreld aangaan, kan ook 'n probleem wees. En dan word dan na jou verwys as jy's weer, jy's van jy en jy wil nie meer gemeenskap deel wees van die gemeenskap nie en so. Maar ons moet dit is 'n baie moeilike antwoord wat ons moet gee, want die feit van die saak is dit kan 'n impak op jou geesteslewe hê, maar ons moet ons nie heeltemal onthou van die gemeenskap. So hier dit is 'n baie subtiele punt wat jy aanraak op die stadium, want ek wil nie I don't want to get contaminated, soos jy sê, want dit kan nie jou geesteslewe afneem en jy kan in die wêreld opeindig, waar jy nie wil wees. En dis toch wat ons leer in die woorde, dat ons met Christus reflekteer. Maar ons moet ook nie ons so ontneem van die area nie, want dan is dan jy moet pas jy in gemeenskap in, want jy dan is altyd deel van 'n gemeenskap. Dis wat ons moet aan. En ek wonder ek as ons nou Jesus stap, wat het hy gedoen? Het hy hom apart gehou van alles wat nie. Dit hang af of jy 'n fariseer is en of jy nie 'n fariseer is nie. As jy 'n fariseer was, dan ja, dan was hy het geëet met tollenaars. Ek meen, dis absoluut onaanvaarbaar. Ek wil nie te lank hier staan nie, so ek het 'n antwoord daarop. Hy het gesê hy het gekom vir die siekes, nie vir die gesondes. Okay, so ons is nie vir die siekes nie. Nee, Ons is net vir die gesondes, want ons moet ons op Jy het gekom vir die siekes, nie vir die gesondes. Okay. Hoor mooi wat ek sê. En die genade van ons Here vloei oor jou op my met genade en liefde wat in Christus Jesus is. Okay, so met ander woorde die hoe kan ek sê
Die spulpunt van hierdie teksie is Liefde. Genade. is in Christus Jesus. Wanneer jy wou iets gesê het. Ek voel 'n mens kan met die wêreld meng, maar wanneer jy tussen hulle is, moet jou standaarde nog daar wees. Okay. As hulle alles jou taal gebruik, Ja, al jou gewoontes moet nog steeds Christelik georiënteerd wees. okay, En Wanda. dit is hoe jy kan uitstaan en jou lig laat skyn vir julle. Jy het die ding raak gevat. Want en ek sê maar net, ek weet dit kom nie in die les voor nie, maar die begrip van sout van die aarde het ons nog jy dink in ons terme. Vandag se terme en sout maak wat moet kos. Hy maak dit smaaklik. Maar gaan terug na Magdala toe waar Jesus hierdie woorde gesê het, dan vind jy uit dat sout daar het heeltemal 'n ander ding gehad. Ja, dit is smaaklik ook, maar dis ook preservering. Dis om to preserve. Laat iets nie vrot word nie. En tot en met die jare wat Jan van Riebeeck Suid-Afrika om Afrika kom seil het, was sout nog steeds primêr 'n preserveermiddel. In daai skepe in goed het hulle vleis en goed gepak tussen sout. Net om dit te preserveer. So ons moet dit ook in gedagte hou dat as ek dan as Christen in hierdie dorp bly, dan soos Wanda gesê het, is daar 'n mate van preservering. Ek was al in gesprekke met sommer net groepe, algemene groepe. Al my hele bediening deur het ek 'n punt daarvan gemaak om betrokke te raak met ander predikante en met ander met oral waar ek kon, skole en alles. Maar dan het ek ook onder andere tussen mense gekom waar daar nou mans is wat presies soos Wanda sê, waar 'n ou nou lelike taal gebruik en dan sê, "Ekskuus dominee." En dan ewe skielik dan word die taalgebruik 'n bietjie gemoduleer. Want alhoewel ek daar is en ek is 'n vriend en alles, ewe skielik besef hulle maar jy weet dis nie hoe hy is nie en ons moet hom verskoning vra. En dis die ding. Maar nou kom ons by liefde. Dit skep my vir ons 'n bietjie van 'n agtergrond en ek het dit doelbewus gedoen sodat ons kan sodat ons net 'n bietjie kan die spanningslyn kry van liefde. Agape liefde. Wat is dit? Sê weer? Selfloos, onvoorwaardelik. Oneindig. Nog 'n definisie dalk? Okay, ons kan sê dis 'n besluit wat ons moet maak. Jy weet wat? If you don't know, Google it. En ek het dit gaan doen, hoor. Unconditional, action-based, selfless.
Word ek gebore daarmee? Ja, hoekom? Sonde. Okay, maar ja, ek moet nou nie sê sonde nie. Ek is 'n klein babatjie, ek sit in my kot. Ek weet nie wat sonde is nie. En ek vat daai dummy en ek byt hom vas. En ek trek hom sê dan. Hy's nou al amper 50 jaar oud, daai ene wat dit gedoen het. Hoe oud is hy? 47 jaar oud. So okay, kom ons kom nou terug na hierdie kwessie toe. Van agape liefde. Jy sê dit kom nie van self nie. Nou kom ek terug na ons teks toe. En ek het maar net daai teks gebruik. Ek het nou, laat ek nou net 'n bietjie hier uitgaan. Eerste Timoteus 1 vers 14, daar's verskillende tekste, maar Korintiërs, kom ons begin nou by Korintiërs. Want die punt wat ek probeer maak is of kom ek vra dit sommer net, kom ons praat 'n bietjie daaroor. Hoe maklik kom agape liefde voor in my lewe? Maar nou nie vir my die geuite antwoordjie gee wat goeie adventisties gee nie. Hoe natuurlik en hoe maklik ondervind ek agape liefde? Glad nie. Dit sit so met my medemens te doen nie. Okay, nou kom ons 'n bietjie nader met my medemens. Hoe word ek groot? En moenie vir my met rose-tinted glasses kyk nie. Ons is almal, meeste van ons is ouers gewees en is nog steeds ouers. So hoe maak ons kinders groot? Dit laaste liefde is agape liefde. Want jou kind kan jou hoe seer maak, tog bly jy lief vir hom. Hy kan dit verkeerd doen. My ma was nie so nie. Ja. Dan was jy baie stil. Exactly. Nee, kyk, kom ek spot, maar luister mooi. As jy vir mamma liefhet, sal jy nie dit of dit doen nie. As jy vir mamma liefhet, sal jy jou kamer mooi skoon netjies hou. As jy vir mamma liefhet, sal jy mamma kom help om aardappels te skil. Moenie sê nee nie, my sussie. We hear it every day. No. Ja. I never said it. Ja. My mother never said it to me. O, okay. So jy So nee, dit in my wêreld bestaan dit nie. wonderlik. Sal dit doen of jy sal dit nie doen nie. En as jy dit nie doen nie, sal jy leer op. So wat is dit? Selfde ding. Dis dieselfde ding. Dis presies dieselfde ding. Ja, maar dis nog steeds voorwaardelike liefde. Ek dink ook hoe my ma altyd gesê, sy het altyd vir ek en my boetie gesê, julle moenie so beklei nie, as julle geweet het hoe ek gebid vir julle. Ek meen, dit is nou 'n ander. Ja. Dis Natuurlik ja. Ja. Nee, die punt wat ek probeer maak is dat ons groei op. Alles wat ons doen, soos ek al voorheen hoeveel keer gesê het, as jy nie jou blomkool eet of jou Brussels sprouts nie, dan kry jy nie pudding nie. Klaar. Nou hoe pas dit dan nou in by agape liefde? Omdat jy lief is vir daai kind en jy weet
wat is goed vir hom of haar, dat jy vir hulle sê, jy moet maar daardie kosies eet van jou wat jy nie so baie van hou nie, want dit is tot jou voordeel. Die oomblik as jy sê omdat is daar 'n voorwaarde. Want dit is tot jou voordeel. Dit is maar net dit hou jou gesond, dit hou jou fit. Daar's baie voordele en hulle moet dit verstaan. Dit is nie dat ek sê, nee, jy moet dit eet om 'n reward te kry van jou voeding. Nee, jy Ja. eet dit want dit is goed vir jou. Klaar. Maar ons sê nog steeds jy gaan nie jou pudding kry nie as jy dit nie eet. Absoluut. Jy sien, dis die ding. Dis die ding. So die punt wat ek probeer maak in ons daaglikse lewe. Is Hoe maklik en hoe natuurlik vloei agape liefde uit ons uit. nie maak. So die vraag is net, en ek gaan nou maar net 'n klip in die bos gooi. Die vraag is agape liefde bo natuurlik? Ja. Want dit kom van God af. Lin. Slegs die liefde wat uit Christus vloei, kan heling bring. Die een in wie die liefde so sap in 'n boom of bloed in die liggaam vloei, slegs deur hom kan die verbonde siel herstel word. Jy sien, wanneer ons kyk na Paulus, teologies gesproke, is ons praat van motief. Jy weet, julle onthou lankal toe julle letterkunde gedoen het. Dan vra die juffrou vir julle, wat is die motief van die boek? Of van die verhaal? Of van die gedig? Die motief van Paulus is doeteenvoudig een ding, in Christus. Paulus se geskrif is, wanneer Paulus sê, en ons, wanneer hy sê dat die pasuin sal blaas en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna ons wat in die lewe, kan jy altyd agter die ons inskryf wat in Christus is. Paulus se ons is omvat en deurweek soos 'n koeksuster met stroop van die in Christus motief. So, wanneer Paulus hier in Korintiërs praat met hierdie mense, dan praat hy met wie? Nee, maar wie was die kerk? As jy nou mooi dink aan Korintiërs, wat was die aard van die kerk? Was hulle Jode? Nee, hulle was nie. Meeste van hulle was nie Jode. Soos ons man sal sê Grieke. Maar dis nou ook maar net 'n omvattende woord om te sê almal behalwe die kinders van Abraham of die geslag van Abraham. Waaruit het hulle gekom? Onthou ons is in die Nuwe Testament tydperk, mense. Ons is minder as 100 jaar na Christus se geboorte. Of ja, omtrent 60 jaar miskien na die kruis, op die uiterste. Waaruit kom hierdie mense? En dit is wat? En dit is wat? Dit beteken om daai afgod tevrede te stel, wat moet jy doen? Jy moet werk. Jy moet selfs dalk jou kind opoffer. Jy moet deur vuur loop. Jy het meer as een God. Die een is in beheer van die reën en die ander een is in beheer van dit en die ander een is dit en alles is dit. So jy moet hulle almal tevrede stel. Jy moet vir jou
jou afgestorwenes, moet jy ook nog happy. Want hulle hou jou dop. Die voorvaders. Jy iets verkeerd doen, dan word die voorvaders kwaad. Dan moet jy iets gaan doen om die voorvaders net weer te paai. En kry ons dit vandag nog. So dis die wêreld waarin hy hom bevind. En nou praat hy met hulle oor agape liefde. En die punt wat ek wil maak vandag, sover dit my aangaan, ek kan nie agape liefde ondervind uit my eie uit. Net soos wat ek geregtigheid nie kan ondervind uit my eie uit nie. Beide justification en sanctification is die werk van die Heilige Gees in my lewe. So nou kom ons terug. Nou ek het 'n familielid. Ek sal ook nou praat soos 'n Jood. Hy kom nie uit my voorvaderlike stam. Maar die Bybel sê, as ek trou met my vrou, dan is ons een. Maar eintlik kom hy uit haar familie uit. En ek het miskien dit al voorheen genoem, net as 'n voorbeeld. Die man sit sonder werk. Want hy het 'n ernstige siekte. Hy is bitter allergies vir werk. Hoogs allergies vir werk. Nou sit ek in 'n maatskappy waar ek nommer 1 die hiring en die firing doen. Ek is die projekingenieur in die maatskappy. Maar hulle het nou die ding op my afgeskuif, want hulle het gedink ek doen nie veel anders nie. En ons het 'n stoorman nodig. Nou sê my vrou vir my, moet mens nie maar vir hom vra dat hy kom vir 'n onderhoud nie. En daai agape liefde is uit by die deur. Ek het toe al my pelle rondgejaag het in Springs, robot to robot, met Ford Cortina GT's en allerhande ander goede. Het ek met 'n ou Beetletjie elke liewe aand Technikon toe gery. En vir 4 ure 'n aand, 4 aande 'n week, daar gesit om te leer. Vir 4 jaar, amper 4 jaar, 3,5 jaar. Terwyl al die ander ouens jog. En nou moet ek oorweeg of ek nie maar vir die knaap moet vra om te kom vir 'n onderhoud nie. Nie 'n manier nie. Nie 'n manier nie. As jy te sleg is om te werk, moenie my kom vra vir brood. Ons sien, dit is presies, maar dit is hoe mens voel. Ja, jy weet, sy vrou sorg tot vandag toe vir hom. Hy het nog amper nooit gewerk nie. Altyd groot schemes oor dit doen en dat doen. Koop
voertuig met sitplekke, nee, ons gaan die mense Pilansberg toe vat op daytrips, ek het dis niks, nooit ooit, daai Land Rover of Toyota of wat ook al is gekoop, en hy so 'n paar keer gebruik, en toe moes ook maar verkoop word, net om weer 'n bietjie geld in te bring en so aan. So, die punt wat ek probeer maak, is, wanneer die Sabbatskoolles vir ons sê, wanneer gaan hierdie liefde opraak? Matteus 24 vers 12, kom ons kyk hoe gaan. Matteus 24 vers 12, as iemand om het, lees hom vir ons. Matthew 24 vers 12. Matteus 24 vers 12. En omdat die ongeregtigheid vermeerder sal die liefde van die meeste verkoel. Okay. So Jesus het gesê, daar gaan 'n tyd kom wat julle liefde verkoel. En hoe meer ongeregtigheid daar is, hoe meer verkoel die liefde seker. Wanneer mense iets op internet plaas, en dit lyk, ek het so opgevat in die ding, en dan kom ek agter, maar dis 'n klug. Dis AI. Dan verdwyn my liefde, hoor. So waar bevind ek my in die realm van agape liefde? Romeine 5 vers 5, wil iemand vir ons dit lees? Dink is 5 vers 5. En ek hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegeven is. Okay. Hoe benader ek hierdie liefdeloosheid van my? Wie is dit wat die liefdeloosheid van my enigsins kan verander? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Hy maak dat jy nie afgunstig word nie, dat jy nie groot praat nie, dat jy nie verwaand is nie, dat jy nie onwelvoeglik optree nie, dat jy nie jou eie belange soek nie. Daar kom ons nou daarby uit. Nie lig geraak is nie. Ja. Op nie boekhou van die kwaad nie. Ja. So en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Wie se liefde? Waar kom hierdie enigsins as ek praat van agape liefde? Kyk, al die ander liefdes is maklik. Dis daai van, jy sê vir jou girlfriend, as jy my regtig liefhet, sê jy my nou 'n soentjie gee. Of wat ook al. Jy weet, dit is 'n ander saak. Maar hierdie liefde wat ek so sukkel om mee te, en ek sukkel vandag nog daarmee. Jy weet, moes ek daai man 'n geleentheid gegee het om my werk te kry. Ek het nie eens nodig gehad om 'n interview met hom te hê nie. Ek kon hom dood eenvoudig net aangestel. En so kom ek sê, daai spanningslyn bly. Want was dit nou agape liefde of was dit nie agape liefde? Here, die eintlike probleem. Ek meen, is nie op die woord nie. Is sal net die Here kan sê. Dit is
En dit is meeste wat in 'n mens wat Ja. ek dink dit is Dis amper vir jou selfoorlewing wat jy nie kan agape liefde toepas. Ja, kom ons kyk nou net 'n bietjie. Wat is agape liefde volgens ons les? 1 Korintiërs 13. En ek gaan daar so 'n paar stukkies lees. 4a. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Okay, ek kyk eers na die positiewe. Hy's lankmoedig, hy's vriendelik. Kan ek nog steeds lief wees vir iemand en vriendelik teenoor hulle wees en beleefd moet hulle wees sonder om hulle die werk aan te bied? Julle moet onthou wat my situasie was. Ek het 'n redelike senior pos. Ek loop met die kantoorsleutels en die fabrieksleutels in my sak rond. Ek kan kom en gaan soos ek wil. Maar hulle weet ek is 'n adventis. Hulle weet ek werk nie Sabbatdae nie. Hulle stuur my Sondae uit na die myne toe om dood te gaan van die koue en te gaan werk. Maar hulle weet op 'n Sabbat kan hulle my nie uitstuur nie. Met 'n balans. Daar was een dag wat ek op 'n Sabbat uitgegaan het na 'n myn toe. Die eenvoudige rede dat die stelsel wat die dampers op die toring waar die lug afgestuur word na die myners toe daaronder, daai aircylinders het opgehou werk. So jy sit met 'n tientalle manne daaronder, dalk honderde manne wat nou nie lig kry nie. Né? Dis waarmee hulle asemhaal. En die enigste ou wat die probleem kan oplos is Bertie. En hulle bel my. Vroeg die Sabbatoggend. Hulle sê vir my, hoor hierso. Dis Western Deep Levels is een van die skagte daarso. Die manne kry nie lig. Dan gaan 'n mens. Maar ja, dan 6b is bly saam met die waarheid. Liefde is bly saam met die waarheid. En dan liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dis die positiewe dinge van hierdie liefde. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal natuurlik en so gaan dit aan. Wat is die negatiewe dinge? Wat is hierdie liefde nie? Ja, ja, is nie bly oor ongeregtigheid nie. So, nou, hoe hanteer ons dit? Ek weet nou nie van meisies nie. Want ek is en ek was nooit 'n meisie. Maar ek weet van seentjies. En ek weet van seentjies, Lou, as daai ouetjie in die skool wat jy nie van hou nie iets oorkom, wat sê jy? Skryf jou, lekker, jy wil mos. Wat sê dit hierso? Is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. So agape liefde is nie dit nie. Wat het ek gesê, is die alien 7 tot 8. Ja, 4b tot 6a. Ons vergewe, maar ons vergeet nie.
Ja. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaas nie. Okay? Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang. Soek nie sy eie belang nie. Hoe maklik is dit? Nou kom ek terug na die ma storie toe. Jy weet, of die boyfriend, girlfriend. As jy my lief het, sal jy. Dit en dit. Dis liefde wat belang soek. Agape liefde is nie so liefde nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Maar is bly saam met die waarheid. So, ek dink ons les bring vir ons net een vraag op. En dit is, hoe ondervind ek agape liefde uit my eie? Hoe ondervind ek agape liefde uit my eie uit? En kan ek? En ek dink die antwoord van ons les en al die tekste as ons, jy weet, ons het 'n uur nodig om eintlik nou die ander tekste almal te lees. Alleenlik deur die hulp van die Heilige Gees in Christus. Het ons enigstens 'n kans. Ek wil amper sê dis 'n bonatuurlike liefde. Dis 'n liefde wat ek alleenlik kan ondervind as ek myself leegmaak en ek laat toe dat die Gees my vul. En hoeveel keer selfs hierdie boebelaar wat altyd hier so, hy is nou so rukkie terug oorlede hier in die dorp. Jy weet, toe hy dood is, toe voel ek sleg oor die kere wat ek lelik met hom was. Maar dis ook maar 'n reaksie. Dis ook maar 'n reaksie. Ek meen, as jy weet hoe sleg hy Dominee Dawie en sy vrou gemaak het hier in die dorp. Met die vieslikste taal. Dan is dit verskriklik moeilik om oordentlik te wees met iemand wat so onoordentlik is met almal. Ja, maar die hevige boete, ek weet as het die vraag vir jou, en sê jy het hier over dag, en sê jy het so ja. Om te wil kry by jou. O nee, ek weet, vra my, ek weet. Nou dis ook wat ek sê, ek voel so sleg dat ek baie keer lelik met hom was. Maar ja, dit is die spanningslyn, en ons sien dit alleenlik in Jesus. Ek meen, kom ons wees eerlik, as jy geweet het dat Judas gaan jou verraai, maar jy het nie nog en jy was sy voete. En jy sien wat sê die Gees van profesie op daardie oomblik. Dit wat in Judas plaasgevind het. Moet ek my sonde bely. Want toe het hy alreeds die reëlings getref. En Jesus wat hom die geleentheid gee. En hy kies om dit nie te doen nie. Maar Jesus staan nie terug nie. Petrus. Jy weet, na die kruis, Jesus se eerste ontmoeting weer met die mense is, hoorie, asseblief, maak net seker julle sê vir Petrus, hy moet my ontmoet in Galilea. Wat? Die ou wat in Jesus se teenwoordigheid gevloek het en gesê het, ek ken hom nie. Weet nie wie hy is. En Jesus sê, asseblief sê net vir hom, dat ons het 'n afspraak in Galilea. Jy weet, dis die liefde. Daar's soveel teksies wat ek nog wou doen, ons het
nie daarby uitgekom nie. Kom ons sluit ons oë. Ons dankie, liewe Here, dat ons kan lees oor hierdie liefde. Dit kom nie maklik nie. En die enigste manier wat dit eintlik kan kom, is deur die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Oomblik vir oomblik, dag vir dag, solank ons in Christus bevind kan word. Want hierdie liefde kom nie uit ons aardheid nie. Hierdie liefde kom net van God af. Here, wees ons genadig en stort dit uit in ons lewens, sodat ons dit kan betoon aan die mense om ons. Ons eie familie, ons eie vriende. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.